Shabbat Shalom vir elkeen van julle. Ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Yeshua ons Messias. Wat absoluut 'n voorreg is dit vir my en Natasha om vanoggend weer saam met jou te mag kom kuier, net daar waar jy is. Ja, die rede hoekom ons die woord met mekaar breek is om mekaar te kan stig en op die regte plek te wees in hierdie wêreld, om saam met die Here te kan wandel en ook reg te wees vir die oomblik wanneer ons kom haal. Ek is seker dat u nie iets wil hê, iets daar in jou binneste moet wees wat daar 'n verskyning gaan maak tussen jou en die Here nie. Jy sal graag wil kan om die bene gryp of om die arms gryp en vir hom sê, dankie Here, ek het dit gemaak deur u genade. Nou ja, ek gaan so lank 'n prentjie vir jou opsit. En die tema is die berg en Goliat. Nou sal jy my volgende vra, wat het die twee met mekaar in verband? Maar voordat ons begin, voordat ek dit vir julle verduidelik, kom ons bid jou saam. Abba Vader, ek vra dat u my verstand en my gees sal stilmaak. Here, en dat ek die woorde sal spreek waarmee u my geïnspireer het, Here. Here, dat ek dit so sal doen dat dit tot eer en verheerliking van u soete naam sal wees. In Jesus naam, amen. Nou ja, Goliat en die berg. Nou daai agterste prentjie is berg Everest en die voorste ene is ook Goliat. Nou interessante feite van Goliat is, hy het boeties gehad. Dawid het 5 klippies opgetel, né? En Goliat was so 3 meter lang gewees, en hy het op 'n dag, julle kan hierdie episode gaan lees in 1 Samuel 17, hy het op 'n dag, terwyl daar 'n oorlog was tussen Israel, het hy uitgestap en hy uit die leerskare of die weermag van Israel gaan uitdag, en hy het gesê, stuur vir my 'n man wat teen my kan kom beklei, en as ek daai man wen, dan is julle hele volk ook daarmee heen, dan behoort julle aan ons, dan word julle ons slawe. En Dawid was op daardie stadium daar, en hy hoor toe hierdie commotion wat besig is om te gebeur, en hy sê, wag maar, hierdie onbesneer Filistyn kan ons nie die leerskare van God uitdaag nie, en hy sê, laat ek met hierdie ou gaan afreken, en die koning laat hom toe om te gaan. Nou wil ek net 'n bietjie daarso ietsie verduidelik, né, Natasha. Baie mense sien Dawid as 'n ou klein seentjie van 15, 16 jaar oud. Is glad nie die waarheid nie. Watter generaal, watter president van 'n land of heerser van 'n volk stuur 'n minderjarige kind om die welstand en die veiligheid van 'n hele nasie te kan gaan bewerkstellig? Nee, hy was 'n volwasse man, en die rede hoekom hy nie met wapenrusting ingegaan het nie, dis nie iets waarmee hy gereeld beklei het nie, dis iets waar hy ongewoond is. Ek kan nou vir jou vandag sê, uit my ervaring uit, as ek nou vir jou van die straat af moet vat vandag, en ek trek vir jou bulletproof aan, en ek trek vir jou vuurwapen aan jou heupe, en al die goeders, gaan jy ook nie lekker voel nie, want dit gaan hier knyp, dit gaan daar druk, en dit gaan jou moeg maak. So gaan Dawid hierdie Goliat tegemoet, en hy sê vir hom, ek kom nie met wapenrusting, met 'n AK-47 en 'n RPG missielwerper nie, of wat ook al nie, ek kom in die naam van die Here, ek kom met my God na jou toe. Nou ja, ons weet wat was die uiteinde van daardie saak is, dat Goliat was gewen, maar wat is die ding met die berg en Goliat? Nou ja, ek gaan nou vir jou volgende stap vir stap verduidelik, maar gee my 'n kans om eers 'n bietjie moderne ding vir jou te wys. Hierdie ou se naam is Sultan Kosen, hy van Turkye af. Natasha, hy is 2.5 meter lank. Ek is seker hierdie ou kan hier by die straatlampe buite staan en ruil hy die straatlampe om, soms so terwyl hy staan. 'n Verskriklike lang persoon, en die volgende een wat ek vir jou wys is die berg Everest. Nou ja, berg Everest is 8800 meter bo seespieël. Nou Natasha, die mense wat hierdie berg graag wil gaan uitklim, hulle gaan eers na Nepal toe, na 'n plek toe waar hulle oriëntasiekursus doen, om te kyk dat jy mentally goed genoeg is en fisies goed genoeg is om hierdie berg te kan uitklim en afklim. Dit vat 'n persoon om op en af te klim 60 dae, dit vat jou 2 maande om hierdie berg op en af te klim. Nou wat het dit met ons as kinders van die Here te doen? Hierdie 2 persone, of nie 2 persone, hierdie 2 entities het dieselfde ding in ons lewe. Goliat het die volk van Israel uitgedaag, en hulle was te bang, hulle het vrees gehad, hulle was mismoedig geweest, hulle het nie geweet wat gaan hulle volgende doen nie. Hulle kan hom nie aanval nie, hulle kan hom nie wen nie, hulle weet nie wat om te doen nie. En in die Nuwe Testament kom die Here en hy verklaar hierdie ding, as julle geloof het, sal julle vir hierdie berg sê, hef jouself opgewerp jou in die see. Maar kom ons gaan kyk na hierdie fasette van die berg en Goliat. Daar's 'n paar dingetjies wat ek vir jou vanoggend wil uitwys, en ek wil hê jy moet jouself inskerp om te sien waar daar 'n probleem is, sodat ons onsself kan voorberei. Hierdie voorbereiding werk om 'n kind van die Here te wees
is uitsluitlik myne en joune. Is nie, ek kan nie deur my pastoor bekering kry nie. Ek kan nie deur my pastoor 'n salwing kry. Ek kan nie deur iemand anders te gaan nie. Ek moet self my eie werk doen. Ek moet op my eie gaan bid. Ek moet op my eie die Here se aangesig gaan soek om in sy teenwoordigheid te leef. Nou ja, ek weet die oomblik toe ek tot bekering gekom het, toe was ek reg vir alles. Toe was daar nie meer by my vrees teenwoordig gewees nie. En die eerste een wat ons na kyk is Goliat, die berg van vrees. Ja, dat was vir my so 'n wonderlike tyd gewees, daai Natasha, toe ek tot bekering gekom het en ek is gedoop en ek het die gees van die Here ontvang, het ek nie eens meer vrees gehad nie, nie eens meer vrees gehad vir die mense wat oor my aangestel is nie. Want vir my was hulle almal tog net mense. My God is die een wat heers van ewigheid tot ewigheid, wat alles vashou. Nou kom ons kyk ons eerste skrifgedeelte daar. 2 Timoteus 1 vers 7 sê die volgende: Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Vrees kom uit die mens uit. Die mens vrees. My God kan nie vrees nie. Wie moet hy vrees? Nou as hy dan in my is, dan's ek mos sterker as die een wat in die wêreld is. Is dit nie hoe die woord van die Here verklaar nie? Ons kan 'n bendestorm loop, net soos Dawid dit later beskryf het. Ons kan 'n bendestorm loop. Ons kan wen in alles. Want as hierdie Christus met my is en saam met my wandel, het ek geen vrees nodig nie. So hierdie moet ons onsself inskerp om te sê, die Here het my nie gees gegee van vreesagtigheid nie. Die volgende een wat ek na kyk, die Goliat, die berg van sonde. Nou sê die mense, alweer sonde. Wanneer gaan jy met dit ophou? Ek weet nie. Solank as wat die Here my met dit lei en vir my dit wys, gaan ek dit bly preek. Miskien is daar 'n ernstige ietsie in jou lewe, 'n dimensie in jou lewe waar jy sonde wegsteek, waar daar sonde 'n wegkruipplekkie gekry het in jou lewe en jy tree dit nie aan nie, dan word hierdie sonde naderhand vir jou 'n Goliat, want jy kan nie vir dit sê om te gaan nie. Baie mense sukkel met verskillende dinge. Party mense sukkel met 'n gejokkery. Hulle kan nie ophou om te jok nie, kan nie ophou om te lieg nie. Ander mense kan dit net nie ander mense so goed uitlos nie. Al is jy tot bekering gekom, het jy nog nie daardie gedeelte afgelê nie en daarom kom jy nie vry nie. Maar ja, so is daar baie dinge wat ek kan noem. Ek wil nou nie die maklikste goed noem. Die maklikste ding is natuurlik om te praat oor die gerookery en die gedrinkery en die gepartytjiery. Ja, dis die maklikste goed is, maar daar's baie meer ander dinge in ons lewens waar ons onder die juk van sonde val. En dit bring 'n skeiding tussen my en God, dat ek nie met hom kan verder leef. Daar's my skrifgedeelte in Micha 7 vers 19. Hy sê, hy sal hom weer oor ons ontferm. Ons ongeregtighede verteer. Ja, u sal hulle sondes in die diepste van die see werp. Dis baie interessant. Hierdie God kom en hy sê, hy sal my sonde vat en dit in die diepste van die see gaan werp. En hy het 'n bordjie daarop gesit, nou visioneer. Jy kan nie, ek kan nie, dat iemand my geken het van 'n paar jaar terug toe, terwyl ek nog 'n dronkaard was, vir my kom sê, ja, dis ou Frans, hy preek nou. Maar hy vergeet gou, hy was ook 'n dronkaard gewees. Hy het ook gerook. Ja, dit was ek gewees. Daai ou is dood. Hy's gekruisig. En hy's afgesterwe. Hy leef nie meer nie. Die Here het my nuut gemaak om nie te kan lewe. Ek gaan nie daar gaan om te weet te dink aan my ongeregtighede, die dinge wat ek verkeerd doen nie. Ek gaan nou vir die geregtigheid lewe. Hoekom? Want ek weet dis is wat my God vir my gedoen het. Hy het my sonde weggevat so ver as die ooste van die weste. Hy het dit in die see van vergeetlikheid gaan werp. Ek gaan dit nie weer najag nie. Dis 'n baie interessante gedeelte daai, Natasha. Die volgende ene, Goliat as die berg van ontmoediging. Baie keer dan kom die Here en dan sê hy vir jou ietsie. Hy gee vir jou 'n taak, 'n opdrag. En dan sien jy wat jy moet doen en dink jy, nee, ek gaan nie hierdie ding doen nie. Die Here kan dalk vir jou sê, jy moet maandagmôre mense toespreek by die werk. En jy dink, Here, ja, maar u ken nie daai mense by die werk nie. Hulle is 'n klomp heidene. Hulle kan nie tot bekering kom nie. En dan het die Here vir jou 'n opdrag gegee om te sê, jy moet dit gaan doen. Dit laat my terugdink aan baie jare terug. Vroeg in die oggend, 3 uur in die oggend, want ek het daai tyd 3 uur opgestaan om te gaan bid vir so 1 uur of wat voordat ek werk toe gaan. Vroeg in die oggend daar aan die bad sê die Here vir my, vanoggend gaan jy die werksmense toespreek met 'n skrifgedeelte en gebed. En ek sê, Here, nooit nie. Want daar was 'n vrou gewees wat ons in die oggende by die oggendparade vir ons altyd gebid het en skrifgedeelte gelees het. Ek sê, Here, nooit nie. Ek sal dit doen
maar dan moet u my die skrifgedeelte gee en die geleentheid, ek gaan hulle nie vra vir dit nie. En ek wil jou nou hierdie getuienis vertel. Daai oggend toe ek by die werk kom, toe is daar die vrou nie by die werk nie, sy is al siek. En in daai tyd, terwyl ek uit die bad uitgeklim het, regmaak het die Here vir my skrifgedeelte ook gegee. Ek het daai skrifgedeelte nie eens geken nie, ek het die Bybel nog nie eens op daai stadium so goed geken nie. En toe ek daai skrifgedeelte gaan oopmaak, toe sê ek, Here, hier's 'n baie skerp woord. Hierdie mense gaan seer kry vanoggend. En ek is met daai woord werk toe. En nie daarop ag gegee nie. Toe ons in die saal kom, toe sê hulle nee, sy's nie daar nie. En die kaptein het vir my gekyk en hy het vir my gesê, jy sal die woord bring vanoggend. En daar bring my die Here in daai ding in. En dit het so stroop verloop, omdat ek op die Here vertrou het. Ja, ontmoediging kan so maklik gebeur, dat jy sê, ek sal nie, of ek wil nie. Lukas 18, kom hierdie gedeelte, en hy sê, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. Nou hy praat hierso van 'n vrou, wat 'n probleem gehad het met iemand anderster. En die enigste een wat 'n uitspraak kon gegee het, is die regter. En die regter het gesê, ek vrees nie eers God nie, ek worry nie oor mense nie, ek maak my eie gevolgtrekkings, ek maak my eie reëls en regulasies. En hierdie vrou het hom bly nek. Het julle al agterkom, hoe kan vrouens nek oor 'n ding? Vra en vra en vra. Nee, ek sien dat as ek vir my met sulke groot oë. Ek sê dit met liefde. Ek het nie 'n probleem met vroumense of mansmense of kinders nie. Ek dank die Here dat ons almal gemaak is in die gelykenis van God, en dit is die Here welbehaaglik dat ons as mans en vrouens moet saamleef. Maar hierdie vrou het gesê, ek sal nie ophou nie, en sy het gesmeek, en hierdie regter het na tyd uitspraak gelewer, ek neem aan in haar guns. En hy vertel hierso verder, vertel die Here Jesus, dat nie dat mens moet baie bid, of dat die Here vergeet nie, maar dat 'n ou moet aanhou bid. 'n Ou moet nie ontmoedig raak en sê, ek sal dit nie doen nie. Goliat, die berg van die wêreld se invloed. Die wêreld se invloed. Jy weet, baie van ons wil nog dingetjies doen. En baie van hierdie invloed van die wêreld is veroorsaak om stadig en seker besig om die gees van die Here uit ons lewe uit te werk, of uit te druk. My skrifgedeelte wat ek daar het is Jakobus 4 vers 4, en hy sê die volgende, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Boetie, sussie, jy kan nie soos die wêreld wees nie. Dis hoekom die Here die Sabbat uitgesit het. Hy het daardie dag aan een kant neer gaan sit. Hy het hierdie dag geheilig, sodat ek en jy op hierdie dag kan gaan sit voor die Here om te sê, ek, Here, sal doen soos dit vir U behaag. En as ou nou sê, maar ek is dit bang om dit te doen, want mense gaan my slaaks begin kyk, of wat ook al, dan moet jy kies, of die wêreld, of God. Sê ek dat mense wat sondig kerk toe gaan in sonde is? Nee, ek sê nie so nie. Dis 'n saak wat jy vir jouself moet uitklaar. Dis 'n saak waaroor jy self moet stry. Ek het probeer stry daaroor, verskriklik hard, omdat ek aan 'n organisasie behoort het, wat baie sterk reëls en regulasies gehad het rondom sekere dinge, en ek het lank gestry met die Here, en die Here het maar die paadjie saam met my gestap, en hy het my by die plek uitgebring waar ek moes my knie buig, en bely dat hy my God is, en vir hom gesê, dit is reg, Here, ek sal doen soos dit U behaag. Volgende ene is Goliat as die berg van geestelike blindheid. Ek wens ek kan nie hierdie goed baie keer raak sien of verstaan nie, Natasha. Matteus 15 vers 14 sê hy die volgende, laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes, en as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal albei in die sloot val. Partykeer, kom ek sê so, gereeld in ons tyd nou, is daar blinde leiers. Hoekom? Hulle kleef dit aan wat nie van God is nie. Hulle hou kerk, hulle doen al hierdie mooi dinge, hulle doen wat reg is as ons na dit kyk van buite af, maar binne is dit nie meer gesond nie. Binne is dit nie meer van die Here af nie. Dit is iets anderster geword, hulle is besig om blindes na die sloot toe te lei, want hulle self blind. So, in dit moet ek vir jou sê, het ons nodig om terug te keer na die woord van die Here toe, om te sê, Here, wat van hierdie woord was waar?
Hoe werk hierdie woord? As jy nie gaan tyd begin maak om te sê, Here, ek wil begin leer nie. En as jy gaan sê, nee maar ek is nie by 'n groep ingeskakel nie, gee ons jou telefoonnommer. Ons skakel jou by die groepies in en ons begin saam die woord van die Here ondersoek. Ek sien ons groepie is ook besig om mooi te groei op Woensdaande. So dit is lekker om saam met medegelowiges die woord van die Here te breek en daaroor te kan gesels. En so skerp ons mekaar aan, sodat ons seker maak dat ons deur die Gees van die Here gelei word en nie die gees van 'n organisasie of 'n instansie nie, of die wêreldmagte ook, wat ook al dit is nie. So ons moet leer om te sê, Here, ek wil nie meer geestelik blind wees nie. Ons moet by die plek uitkom om te bely dat ons verkeerd is, sodat hy ons kan genees en kan geregverdig maak. Nou ja, ek weet, ek jaag hierdie boodskap af, my koors sit 'n bietjie hoog. Ek wil nie om verskoning maak dat ek 'n boodskap aframmel nie, maar ja, dis nou maar die omstandighede wat is. Fotootjie nou, die beeld wat ek al bo wys, is so Dawid wat Goliat se kop omhoog hou, nadat hy hom plat geslaan het met sy slingervel, het hy sy kop afgekap. Ek dink dit moes 'n vreeslike toneel gewees het. Hier kap hy hierdie reus se kop af en hou dit omhoog om te wys dat hy in oorwinning is. Partykeer het ons nodig om hierdie goeters waaroor ons nou gesels het, se kop af te kap en te sê, jy kom nie weer in my lewe nie. Jy gaan nie weer oor my heers nie. Jy gaan nie weer 'n deel van my lewe wees nie, en seker te maak dat dit uit jou lewe uit is. My laaste skrifgedeelte kom so, Romeine 8, van 37 tot 39, hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het, want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Daar is niks wat my kan skei, en jou kan skei van die liefde, want God het jou lief met 'n passie. Die dinge wat daar vassit, wat veroorsaak dat jy nie vir Goliat kan doodmaak nie, of dat jy van die berg kan ontslaa raak uit jou lewe uit nie, is hier binne in jou. En die Here nooi jou uit vanoggend, om hierdie sake met hom te kan uitgaan praat. Ja, as jy te skaam om voor ander mense te praat, gaan in jou binnekamer in. Dis in elk geval die voorstel wat die Here gemaak het om in jou binnekamer te gaan en hy sal jou vergelde in die openbaar. So gaan soek die Here se aangesig. As jy vra het, stuur vir ons die vrae, dan kan ons jou dalk help. Maar die belangrikste van dit alles, nooi die Here uit terug in jou lewe in. Nooi hom uit en sê vir hom, Here, ek het U nodig, dag na dag, elke minuut, elke sekonde. En ek is verseker daarvan dat hy jou sal antwoord en vir jou sal gee wat jy nodig het. Ek gaan daarmee afsluit en dan wens ek julle 'n geseënde Sabbat verder vorentoe en mag julle 'n geseënde week hê en mag die genade en die vrede van die Here met julle wees in alles wat julle doen. Aba Vader, baie dankie vir hierdie dag, vir hierdie geleentheid. Ek vra U, Here, wees saam met ons, gaan saam met ons, leer en wys ons, Here, wat is die pad waar ons moet wandel, Here. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.